Dis hy, hartlike goeiemôre. Nou ja, dis 'n groot voorreg om weer by mekaar te wees. Kom ons staan, dan sing ons eerste lied hartlik saam. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Kom ons staan net, so dan bid ons net eers 'n woord. Vader, wat 'n voorreg om vanoggend in 'n nuwe dag te kon opstaan met lewe, met suurstof in ons longe. Ons aanbid U daarvoor. Nog 'n dag, nog geleentheid. En dankie dat ons hierdie geleentheid kan benut om saam kinders van God te wees, om U woord te wees, in mekaar se geselskap te wees, mekaar te kan opbou en mekaar kan vermaan. Dankie vir die wonderlike voorreg, Here. Seën asseblief ons samesyn. Amen. U kan maar u plekke inneem.
Net so vir 'n paar afkondigings. Nee, die eerste plek kyk ons na die verjaarsdae vir die week wat verby is. Ons gaan nou nie sê die ouderdomme nie. Oom François kruip hier agter my weg, reguit agter my. Nou ja, oom François het verjaar hierdie week, baie geluk weer eens. En ek glo dit sal 'n wonderlike en 'n heerlike jaar wees. Namens almal van ons hier in die gemeente, hierso agter, vir oom François. Happy birthday. En dan ook, stop sommer net hier, oom Tini Spies het ook verjaar. Net hier voor, reg voor jou. Ek en die oom met dieselfde dasse aan vanmôre. Sien ons is dieselfde. Baie geluk om Tini, mag die Here vir hom ryklik seën. Is daar nog iemand wat verjaar het wat ek nou nie van weet nie? Hierso sien ek 'n vinger daarna tannie Jolanda toe. Daar's nog 'n verjaarsdag. Baie geluk. Mag die Here ook vir tannie ryklik seën, hè? Geniet die sjokolade. Is daar nog iemand? Manne? Rarig, is dit rarig? Nee, maar baie geluk en mag die Here vir julle ryklik seën. Nou ja, Bybelstudie hierdie week, Woensdagoggend, as die Here ons spaar, daar in 2 Kauka Road, dis daar by Dominee Jan se plek. So baie dankie dat julle kennis neem, dis waarom dit op die bord is, sodat ons net weer herinner word aan die adres waar dit plaasvind. Dis 10:00 Woensdagoggend. En dan disippelskap, môre aand as die Here ons spaar, maandag aand ook by dieselfde plek, by Dominee Jan se huis. En vir disippelskap, so, as jy wil meer weet omtrent disippelskap, asseblief woon dit by, en dit is ekstra lering, dit is om ook te help met julle geestelike groei, so woon dit asseblief ook by. En dan wil ek nou graag vir Martelies net gee weer, vir die Kersboks projek, waarmee ons besig is. Goeiemôre almal. Mia gaan vir ons afskop. Hoekom was Salomo die wijste man? Die wijste man op aarde. Ooit gewonder hoekom Salomo die wijste man op aarde was? Omdat hy soveel vrouens gehad het om vir hom raad te gee. Julle, ons het nog net 3 bokse oor. Dit is wonderlik. Ons sê baie dankie vir almal wat 'n boks gevat het. So, as jy een van daai laaste 3 wil hê, hardloop na die diens gou daar na die tafel toe. Onthou ook, jy kan 'n gewone skoenboks vat en net oortrek met kerspapier, die deksel en die boks apart oortrek. En dan kan ons nog skenkings maak as jy nie self 'n boks wil pak nie. Ons gaan inhandig, asseblief, hier by die 16de Oktober en op die heel laatste die 19de, dis 'n Sondag, want van daai maandag af moet gaan ons die bokse inhandig, né? Ek wil net ook verduidelik, hoe kan jy daai $12.50 betaal? Daar's 3 maniere, jy kan dit aanlyn doen, kontant of telefonies. Hulle verkies aanlyn. Jy kan op die website gaan of jy kan, hier is 'n barcode op hierdie pamfletjie wat jou dan direk na die website toe sal vat. Jy kan betaal met jou kredietkaart, debitkaart, PayPal, Google Pay of Apple Pay. Dan sal hulle vir jou 'n e-mail stuur met jou etiket en die barcode wat jy dan mos die boks kan volg soos wat hy reis. Dan met kontant, as jy kontant wil doen, hier is 'n gedeeltetjie wat jy net invul op jou pamfletjie en dan met die geld in die boks sit. En dan die laaste manier is telefonies, jy kan hulle bel, die nommer is ook hierop. Ek dink dis al wat ons wou gesê het. Ja, baie dankie julle, lekker Sondag. Nou ja, dit is wonderlike nuus. Baie dankie vir die inisiatief en vir die gemeente wat wonderlik dit ondersteun. Nou, my pa het altyd gesê, ek wil nou net die balans net weer reg kry. Wanneer weet jy wanneer 'n vrou wysheid praat? As haar woorde begin met my man het gesê.
So ek wil maar net sê daai meer as 800 vroue van Salomo was so wys omdat hulle sinne begin het Salomo het gesê. So nee, dis lekker grappies, baie dankie. Nou ja, dit is 'n voorreg om ook te weet hierdie naweek wat kom is dit jeugkamp en dit lyk of ons net so oor die 100 jong mense gaan wees vir die naweek en ons sien regtig baie uit daarna. En hier's nog steeds 'n diens hier aan die gang, so kom luister saam na die woord van die Here. En ons weet ook hier gaan gesing word en die prediker gaan julle baie goed ken, maar kom kyk maar wie is aan die woord hierdie Sondag wat kom. So bid asseblief ook vir die jeugkamp, maar ons vra nog steeds enige donasies as julle weet hoe werk jong mense en tieners. As hulle nie praat nie, dan eet hulle. So daar's al ewige gekouery aan die gang en daar's altyd 'n gedrinkery aan die gang. Dis natuurlik want jy weet, ek sê altyd hulle is soos 'n 3 liter Ford. Hulle is maar swaar op die sous. So hulle drink maar ongelooflik baie. So asseblief enige donasies. Ons sal dit regtig verwelkom. Baie dankie. En dan is dit nou ook geleentheid om die Here te dien in ons tiendes, ons offergawes. Oom Johan Jansen en Elardus Nel sal vir ons help daarmee. Ja, geliefdes, ons sê vir u baie dankie vir u offergawes. Mag die Here vir u ryklik seën. Ons weet u doen dit met 'n blymoedige en 'n wonderlike hart vir die werk van die Here. Kom ons doen net 'n dankgebed saam daarvoor. Vader, baie dankie dat u God is. Dankie ook, Vader, vir elke oop hart en oop hand vir u saak. Dankie Vader vir die wysheid en die kundigheid in die gemeenteraad wat u vir ons aanwend vir u koninkryk en die uitbouing van u koninkryk tot eer van u naam. Dankie vir hulle. Dankie Vader dat ons rentmeesters is vir dit wat u vir ons gee. En ons dankie daarvoor, dankie vir die vermoëns om elke dag te kan werk en inkomste te kan verdien om ook so 'n bydrae te kan lewer. Dankie dat u ons harte sien en ons gewilligheid en ons aanbid u daarvoor. Seën hierdie fondse in hierdie gemeente. Amen. Nou ja, geliefdes, ek glo daar is 'n feeslied in u hart om vanoggend by die gemeente te wees en saam broers en susters te kan wees. En ons gaan later 'n bietjie meer daaroor praat, oor die wonderlike blydskap wat ons kan hê om by die kinders van die Here te wees, as ons nie luister na al die stemme in die wêreld daar buite nie. Nou ja, in Psalm 122 begin die psalmdigter, koning Dawid, en hy sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Blydskap, vreugde, 'n jubelsang in ons harte, omdat ons by mekaar kan wees. Ja, tussen broers en susters wat ons weet maar altyd in 'n familie en 'n gesin is dit so, dat ons kom nie altyd oor die weg nie, maar wat die wonderlikheid is die vergifnis en die vryspraak en die herstel en die wonderlike verhouding wat kinders van God met mekaar kan hê. En dit sit ons nie af om tussen broers en susters te wees nie. Ons kan daar wees met die blydskap wat God gee, want ons blydskap kom nie van ons omstandighede af nie.
kom van God af. Hy is die bron daarvan. En mag God, wat ons bron is, ook in ons midde wees vanoggend, terwyl ons hom aanbid. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en mag onse God, die God van barmhartigheid en vrede en liefde, mag sy liefde en sy barmhartigheid en sy vrede vir u ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons heerlik saam. As ek die hemel aanskou, die werke van die hande, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na hom omsien? U laat ons hier so die werk, die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lucht, die lande. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na hom omsien? O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer. Jy gaan beroem sy naam, o Heer, ons Heer. Hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer. Jy gaan beroem sy naam. As ek die hemel aanskou, die werke van die hande, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gering hier. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na hom omsien? U laat ons hier so die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lucht, die lande. Wat is die mens dan dat die aan hom dink? Wat is die mens dan dat die na hom omsien? O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer. Jy gaan beroem sy naam, o Heer, ons Heer. Hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer. Jy gaan beroem sy naam. Ons roem U naam. Ons roem U naam. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you.
This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. O Heer my God, as ek in U bied wonder en al die werke elke dag gaan skou, die son en maan, die oude sterre wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit sal. Hoe heerlik U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe vleis, grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles. En U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit sal. Hoe heerlik U grote naam. U maak ons deel van al die grootste werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkome niet U eiendom. Dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping dit sal. Hoe heerlik U grote naam. Hoe heerlik U grote naam. Vader, ons maak U naam groot, want U is God. U alleen is God. U is 'n enige Here.
Die heelal kan U nie bevat nie. Van ewigheid tot ewigheid is U. En natuurlik het U ook met die volk gepraat as die ewige ek is. Ek is my naam, sê U. En ons aanbid U, Here, ons Vader. Daar's niemand soos U nie. Here Jesus, ons aanbid U, ons verlosser, ons saligmaker, ons advokaat. U het U lewe gegee, U leef nadat U opgewek is uit die dood. U leef, U is aan die regterhand van die Vader. U leef. En dierbare Heilige Gees, dankie dat U elke dag in ons harte werk, in ons lewens werk, ons bemoedig, ons versterk, ons vermaan, ons waarsku, elke dag. Ons leer aangaande die waarheid omtrent Christus Jesus, die woord van God, die wee van God. Here, ons aanbid U. En dankie dat ons vanoggend weer by mekaar kan wees, om deur die woord gevoed te kan word, sodat ons geestelike lewens kan groei, sodat ons kan toeneem, sodat ons kan ontwikkel in die geestelike lewe. Op elkeen van ons se pad ontmoet U ons vanoggend waar ons is met U. En dis die wonderlikheid van die geestelike lewe. Here, dat U ons ontmoet waar ons is. Vader, miskien is hier vanoggend iemand en U weet wie down in the dumps is. Op 'n baie laagtepunt. U ontmoet, Here, daar waar hulle is. En U lig hulle op. Miskien is daar iemand wat onseker is oor geestelike lewe en die ewigheid hierna. U ontmoet ook vir hulle waar hulle is. En Here, miskien is daar ook iemand op die kruin van die geestelike lewe. 'n Hoogtepunt. U ontmoet ons ook daar. Elkeen op sy plek. Dankie dat ons kan bid vir die kindertjies, vir die tieners, vir elkeen, Here, ons bid vir die jeugkamp wat voorlê. Here, ons bid dat U die wat sal voortgaan om die woord van die Here te bring, Here, dat U vir hulle sal salf om te kan sê, so sê die Here, en dat daar 'n boodskap uit U hart na daardie jong tienerharte sal gaan, en dat daar tieners gered, gevind sal word vir die koninkryk. Ons dink aan hulle wie voorbidding nodig het en U hand van genesing nodig het in hulle liggame, psigies, emosioneel, fisies. Here, dat U sal deurdra, dat U sal genees, Here, as dit U wil is, hou ons U vas, Here, vir genesing. Dankie vir hulle wie verjaar het, vir 'n nuwe lewensjaar, nuwe geleenthede, 'n nuwe tyd wat aanbreek. Ons bid vir U genade. Ons sê vir U dankie vir U goedheid en U guns en vir U woord. En terwyl ons dan nou om U woord sal wees, spreek met ons, Here, om te hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Nou ja, daar is vir ons kindertjies gereed gemaak, as jy die kindjie wil stuur, is jy meer as welkom. Onthou, dis nooit verpligtend nie. As jy altyd voel om die kind in die kerk te hou, is jy ook meer as welkom. Jy weet nie waar nie, dis nie vir ons enigiemand dat dit ons pla nie. Ons wil graag die kinders die woord laat hoor, so julle is welkom. Vir al ons ou klein kindertjies. Nou ja, vanmôre is ons in die woord van die Here in Matteus hoofstuk 25. En vir die afgelope paar weke is daar maar baie dinge wat aan die gons was in die media, rakende die wegraping van die kerk en die eindtyd gebeure.
En soos dit my nou maar die gebruik is, ek dink die kerk moet nou maar net sê wat die woord van die Here sê omtrent hierdie saak. Jy sal nou vind dat, wel, my stem was ook stil gewees tot nou toe, omdat die Bybel is baie uitdruklik oor profeseë en eindtyd gebeure, en wanneer 'n profeet, ek sit maar daar in air quotes, jy weet, sekere dinge wil sê, dat die Here het vir my gesê om vir julle te sê dat dit so en so sal wees, dan sê ek sal myself terughou om te kyk wat kom uit. Is dit waar of is dit vals? En as dit waar is, dan sê ons dankie Here. As dit vals is, dan gee die skrif ons baie uitdruklik wat ons te staan kom. So dit is baie belangrik. Ek dink ons moet kyk met oë wat oop is in ons dag waarin ons leef. En u weet dat ons bepleit vir baie lank nou al vir onderskeidingsvermoë om te kan bepaal wat is reg en wat is verkeerd. Nou ja, ons in Matteus 25, die opskrif wat ons daar het, is die gelykenis van die 10 meisies, wat ek dink baie belangrik is om na te kyk. En daar's baie ander skrifgedeeltes waarna ons ook kan kyk, maar dit is die gedagte waartoe die Here my gevat het, terwyl alles aan die gang is, en ek dink dit is die woord, en ek glo dit is die woord vir vandag. Vers 1, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies, wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op, maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Nou ja, net tot daar uit die woord van die Here. Nou ja, soos ek my tema aangekondig het, 'n bloukie, maar wat nou? Nou hoekom 'n bloukie? Ek dink baie van ons ken die sêding. As iemand 'n fout gemaak het, dan loop hy 'n bloukie, is dit nie? 'n Verkeerde besluit gemaak, 'n verkeerde ding gesê, 'n fout gemaak, en nou het hulle 'n bloukie geloop. Soos wanneer iemand 'n fout maak. Nou die afgelope paar weke het ons gesien in die nuus en in sosiale media hoe mense, en dit kom nie nou net uit Suid-Afrika uit nie, maar reg oor die wêreld sekere Joodse feeste wou gebruik het om die wegraping van die kerk en die wederkoms van Jesus aan mekaar te koppel en te sê, kyk, nou is die tyd is hier. Nou is die tyd hier. En terwyl dit gebeur, dan bevind jy jouself nou hier in een van 3 groepe. Die een groep sê, die Here het gesê, niemand weet nie. Die Here Jesus het gesê, die Vader weet. Hy het dit nie eens vir die engele geopenbaar nie, nie eens vir sy eie seun nie. Niemand weet van die dag en die uur nie. Jy kan sê wat jy wil, ek glo jou nie. So, ek het nogal die hoop uitgespreek dat
99% van die Christene wêreldwyd gaan so 'n reaksie hê om te sê, ons glo jou nie. Die geskiedenis het ons geleer dat so baie mense maak voorspellings en dan gebeur daar niks. Ongelukkig is die teendeel die waarheid. Mense verkoop hulle goed. Hulle is nou op pad hemel toe, ons moet ontslaa raak van ons aardse goed, want mense het gesê, die wegraping gaan plaasvind. Nou, dis valse hoop, is dit nie? So dis die een kategorie wat sê, niemand weet nie, so maak nie saak wat jy sê nie. 'n ander kategorie, nou na die tyd, is die kategorie van mense, die groep mense wie se geloof so bietjie wankelrig is, jong. Is bietjie wankelrig nou. Wat maak ek hiermee? Hierdie man het gesê, Jesus het aan hom verskyn of in sy kar of in sy huis, ons is ook nie heeltemal seker nie, maar iewerste in sy kar en iewerste in sy kamer het die hemel oopgebreek en so ook nie net hy nie, en die Here het vir hom gesê. Die Here het vir hom gesê. Nou as ek nou vanoggend nou so my bloeddruk so bietjie hoër klim as normaalweg met u verstaan, want hierdie goed is wat die geloofwaardigheid van Christendom afbreek. Ons moet dit verstaan. Is wat nie die geloofwaardigheid nie, maar dit maak die Christendom, die Christendom 'n belaglikheid en 'n bespotting. Die wêreld, die ongelowige wêreld sit op hulle rusbank vanoggend en lag vir die Christendom. Jy moet dit verstaan. Dis die hartseer hiervan. En dan later dan update ons nou hierdie ding wat die Here vir ons kom sê het en koppel rugby wedstryde en rugby tellings en allerlei nonsens aan wat God kom sê het. En dan moet 'n mens sê trek 'n streep en kry klaar. Regtig. Maar nou wag jy na die tyd en dan sien jy nou moet daar weer op sosiale media, nie net deur hierdie een persoon en julle weet almal van wie ek praat. Maar wêreldwyd moet daar nou gesê word, ons is jammer want ons het dit verkeerd gehad. Hoe onnosel moet 'n mens wees en hoeveel keer moet 'n mens vir mekaar sê, die Bybel sê niemand weet nie. Hou op daarmee. Die geskiedenis het dit vir ons geleer. En nou kry jy 'n derde groep van mense wat net sê vanoggend, ek is klaar met Christendom. Dis 'n belaglikheid. Is klaar daarmee. En weet jy hoe baie is daar van hulle? Dis die hartseer. 'n Bloukie, maar wat nou? En die gedagte vanoggend, die boodskap vanoggend gaan, soos wat dit vervat word in Matteus 25, gaan oor waaksaamheid. Gaan om gereed te wees vir enige oomblik. Want niemand kan die dag en die uur bepaal nie. Niemand kan dit doen nie. Die Seun van God weet nie wanneer dit sal wees nie. Waarom dan sal hy 1 of 2 of 3 mense uitkies op aarde om vir die mense te sê, God het vir my gesê, dit is nou so. Wat maak jou beter as die Seun van God? Jy's arrogant en jy's hoogmoedig. Ek gaan dit wys, wat sê die Ou Testament daaroor? Hulle het gesê, die Here het gesê, en nou na die tyd sê ons, dit was nie so nie. Die Here het nie vir jou gesê nie. Die Here het nie vir jou gesê nie. Ons kry ongelukkig die passiewe draadsitterige Christendom vandag wat nou sê, as jy die sosiale media gaan lees, dan gaan jy nou sê, man moet hulle nie oordeel nie. Almal maak maar 'n foutjie. Is dit nie? Moenie oordeel nie. Almal maak 'n foutjie. Geliefde, ek kan vir jy sê uit ondervinding as 'n predikant, as jy opstaan en jy vat die woord van God en jy sê die Here het gesê, plaas jy jouself in 'n heeltemal 'n ander kategorie as dit kom by rekenskap. Dis nie 'n ligtelike saak nie. Dis nie 'n ligtelike saak nie. Nie vir God nie, vir niemand nie. Dis 'n bitter ernstige hoedanigheid om te kan sê, so sê die Here. Maar die passiewe Christendom sê, onder ons eie volksgenote, man, almal maak 'n foutjie. Nee, as jy in 'n kansel wil gaan staan, kan jy nie sulke foutjies maak nie.
Die oordeel is groot. Die verantwoordelikheid is groot. Dis 'n posisie van om te sidder en te beef, om te sê, so sê die Here. Dan sal hulle ook sê, okay, ons weet jong, hy was nou verkeerd, maar kyk hoeveel mense het hulle lewens met die Here reggemaak. Regtig? Hoekom? Omdat hulle bang is. Hulle het na Jesus toe gekom want hulle is bang, hulle mis die wegraping. Jy kom na Jesus toe omdat jy besef jy is verlore, jy is 'n sondaar en jy het 'n nood vir 'n verlosser. Nie omdat jy bang is jy gaan nie saam hemel toe nie. Jou motiewe is verkeerd, jy gaan in elk geval dan die hemel mis. Ongelukkig is dit so. Want jy kom nou na Jesus toe uit vrees, is 'n valse bekering, is 'n valse fondasie. Wanneer jy tot bekering gekom? Nee, toe so en so gesê die wegraping gaan plaasvind en dit het toe nou nie gebeur nie, maar toe het ek my lewe met Jesus reggemaak en as dit gebeur het, wel dan. Hoopelik is dit volhoubaar en jy groei, maar dis 'n verkeerde motief om na Jesus toe te kom. Jy kom na Jesus toe omdat jy besef jy is verlore, jy is 'n sondaar en jy het nood vir 'n verlosser en jy besef Jesus het in jou plek gesterf om 'n nuwe lewe te ontvang, om vernuwe te word, om God te ontvang. Dis hoekom jy na Jesus toe kom. Uit liefde kom jy na hom toe, nie uit vrees nie, nie uit dwang nie. Die Bybel is eksplisiet. As iemand sê, die Here het gesê, maar hy lieg. Die Bybel is eksplisiet daaroor. Dit hoort nie. Dit werk nie. Dit hoort nie in die kerk nie. Die Bybel waarsku, hy sê, Deuteronomium 18:20, vir alles jy jouself posisioneer as 'n profeet. Dis 'n profeet. Vers 20 en 22, maar die profeet wat vermetel 'n woord in my naam sou waag om te spreek, wat ek hom nie beveel het om te spreek nie, of wat in die naam van ander gode sou spreek, daardie profeet moet, wat dink jy? Sterf. Dit was God se standaard. Dis waarom die rekenskap oor hierdie profesie, hierdie, profesie, hierdie instelling, hierdie amp so hoog is. Dis nie 'n goedkoop, cheap amp nie. Dis 'n hoë aangeskrewe amp om te sê, so sê die Here. Hy's vermetel. En as jy in jou hart sou sê, hoe kan ons die woord ken wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek en die woord gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Die profeet het dit vermetel gespreek. Jy hoef nie vir hom bang te wees nie. Hy het geen geloofwaardigheid nie. Sy geloofwaardigheid is afgebreek. Jy hoef hom nie te vrees nie. En guess what? Enige iets wat hy hierna sal sê, kan ek nie glo nie, want hy het vir my gelieg. Streep getrek. Maar nou sien ons, daar word events beplan. Ons gaan nou sing. Ons gaan nou die naam van die Here groot maak. Ons bid vir die bekering, ja, maar die skade is gedoen. En die duiwel sit agteroor op sy lazy boy en hy klap en hy juig vir die Christendom want hy sien hoe beklei hulle onder mekaar. Want die een staan op teenoor die ander een en hulle is in gevegte met mekaar, want hoe kan jy nou sê so en so is 'n valse profeet? Hy is nie, hy's net 'n ou mens, hy's net dit en hy's net dat. En die duiwel juig en hy's so gelukkig want die eenheid binne die kerk is afgebreek. Die geloofwaardigheid van Christendom is afgebreek, weer eens omdat mense die woord van God nie verstaan nie. Dis die hartseer. Jeremia 23, Jesegiel 13, dit beskryf hierdie profete as mense wat in hulle eie gedagtes goed wil gaan verkondig, om hulle self op een of ander pedestal te gaan sit, uit hulle arrogansie en hulle verwaandheid, staan hulle voor mense en sê, die Here het vir my gesê, die Here het vir my gewys. Ja, hy het vir my ook gewys, hier is dit, hier. Die rede waarom Christene hulle goed gaan verkoop het, want hulle is op pad hemel toe, na al hierdie waarsêery wat plaasgevind het, is omdat hulle nie die woord van God ken nie.
En geliefde, as jy dalk jouself bevind het in een van daai kategorieë om te sê het, yes, hier uitgesê, ons gaan nou hemel toe gaan. Moet ek vir jou sê, asseblief, bestudeer jou Bybel. Die woord van God is duidelik. Hierdie profete, 2 Petrus 2 praat oor hulle as profete, as mense wat in hebsug en selfbelang, mense eintlik net wil uitbuit. Dis valse profete. Dis valse profete. Hulle geloofwaardigheid is afgebreek. Jy kan nie glo wat hulle sê nie. En die duiwel sit agteroor en hy lag. En die kerk is 'n bespotting gemaak. As jy my nie glo nie, gaan lees sosiale media, gaan lees die kommentaar onder ons eie volksgenote, die onkundigheid van ons eie volk. Dis afgryslik. Dis afgryslik. En jy weet wat, kinders van die Here, ons is veronderstel, as daar so iemand kom om te sê, nee, wag 'n bietjie, wat sê die woord van die Here? Ons moet ons nou beoordeel. Ons moet oordeel, is dit wat hierdie persoon sê waar of vals? Is dit nie? Jy gaan dit net kan doen as jy weet wat is reg en wat is verkeerd. Nou, hoekom is dit gevaarlik? 2 verhale in die geskiedenis. 1844. Hulle noem dit die groot teleurstelling. En ek weet nie of julle nou al die geskiedenis gelees het nie, maar dis bietjie deel van kerkgeskiedenis hierdie. 1844, William Miller, hy het gesê, hierdie dag en datum gaan die wegraping plaasvind, Jesus kom weer. Het toe nou nie gebeur nie, die groot teleurstelling. En wat het uit hulle ontstaan? Die 7-dagse Adventiste. Gaan lees die kerkgeskiedenis. Daarna, uit dieselfde beweging, kom Charles Russell, ook met hierdie interpretasies oor die tyd van Christus, wanneer hy nou gaan kom en al hierdie goed, maar dit het ook toe nou nie so gebeur nie, en het uit hierdie groot teleurstelling, en wat se organisasie het nog tot stand gekom? Jehovah's Witnesses. Vir een of ander rede in die geskiedenis lyk dit vir ons dat wanneer mense kom met hierdie voorspellings, dan kom dit nie uit nie, dan is daar so 'n splintergroep wat ons vandag noem sektes, wat die hele kerk in die waarheid verdraai. Dis die hartseer. Dis die hartseer. Saam met Helen White en al hierdie stukkie kerkgeskiedenis. Is interessant om net te gaan lees hieroor. Dis waarom ons so versigtig moet omgaan met die woord van die Here. Geliefde, ek het dit al baie gesê. As iemand na jou toe kom om te sê, die Here het vir my gesê om vir jou te sê, dan sê ek vir hom dat jy gaan. Die Here praat met myself. Hy praat met my deur sy woord. Ja, jy gaan my dalk attent maak op iets waaroor ek moet gaan lees en wat ek moet gaan opsoek, maar die Here gaan nie vir jou iets wys sonder om dit vir my te sê nie. Sorry. En wees versigtig in die dag waarin ons leef. Die onlangse geskiedenis het dit vir ons gewys. Dis die hartseer. Dis die hartseer. Hoekom is dit? Hoekom doen mense dit? Ek het nou sommer net vanoggend aan 2 dinge gedink. Because it makes money, dink ek. Gee 'n bietjie beroemdheid, né? Gee 'n bietjie fame. Gee 'n bietjie 'n paar oomblikke van, kyk ek is daarom nog hier, kyk ek doen nog 'n paar dinge. Kyk, ek kan ook 'n paar goed sê en ja, bietjie fame, 'n paar oomblikke. Ek dink dis hoekom mense dit doen. Maar soos die woord van die Here sê, en dit is ons teks van oordeenking. Dis waar ons nou is. Daar's die foutjie. Die bloukie is geloop, die kerk het alweer geleer. Jong, jy kan nie 'n dag en 'n uur bepaal wanneer God sy seun die opdrag gaan gee om sy bruid te gaan haal nie. Niemand kan dit bepaal nie. Geen mens kan nie. Net God die Vader weet. Net hy en hy alleen. So die fout is gemaak, die skade is gedoen en dis enorm. Dis enorm. Maar wat nou? Maar wat nou? Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Nou wat nou? Soos wat dit nog altyd moes gewees het, word ons herinner om gereed te wees enige oomblik.
Enige dag, enige uur. Om gereed te leef. En ek dink baie keer omdat die kerk nie geduldig genoeg is nie, en in hulle ongeduld wil hulle die plan van God 'n bietjie aanjaag. Maar duidelik sien ons dat dit beweeg God nie. Dit doen nie. Hy het bepaal, wat is daai dag en wat is daai uur. Die engele weet nie, die Seun weet nie, net die Vader. Net die Vader. So ons kry in ons konteks, in ons gedeelte, kry ons hierdie vrolike Joodse troue idee. Hierdie prentjie wat die Jode met wie Jesus gepraat het, baie goed ken. Die tradisies van die Joodse bruilof. Die bruidegom nadat hy verloving beloof het aan die vroutjie van sy drome, het hy teruggegaan na sy pa se huis toe, 'n beeld wat ons kry in Johannes 14, gaan lees dit gerus, moenie ontsteld wees nie, glo in my, glo in die Vader, in die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as dit klaar is, dan kom ek weer na julle toe, dan gaan ek julle kom haal, sodat julle ook kan weet waar ek is. Dis die beeld van die Joodse bruilof. Maar nou ja, die bruidegom het verloving beloof, trou beloof aan hierdie jong, pragtige meisie, en nadat daar natuurlik baie ander dinge ook moes gebeur het, maar hy het trou beloof. En die seun, ongelukkig, hy kan nie bepaal wanneer dit nou tyd is om sy bruidjie te gaan haal nie. Sy pa het gesê, nou is dit tyd. Die seun is terug na sy pa se huis toe, hy die huis gaan gereed kry vir hom en sy nuwe bruid. Gewoonlik 'n aanvoegsel of 'n bourasie saam met die pa se huis. Aangevoeg, bygelas. En dan op 'n onverwagse tyd, wanneer die pa voel, die tyd is gereed, het hy vir die seun gesê, gaan haal jou bruid. Dis tyd vir die bruilof. En dis presies wat ons sien in die Christendom, in die beeld van die Joodse troue, en hoe God gaan werk met sy kerk. Wanneer God bepaal, die tyd en die uur is daar, gaan hy die seun die opdrag gee om sy bruid te gaan haal. Nou ons almal, wat hier is, meeste van ons, ken ons nou hierdie gevoel. Vir die vrou van jou drome beloof jy trou, en die vrou van jou drome is, so happy, sy is so bly. 'n wonderlike tyd, is dit nie? 'n wonderlike tyd van vreugde en van blydskap, want die man van my drome het 'n ring aan my vinger gesit en vir my trou beloof. Hy het gesê, jy is myne en ek is joune, vir tyd en vir ewigheid is ons saam, en ek gaan met jou trou. Nou vir ons hier op aarde, ons bepaal nou 'n tyd en 'n datum, en dan begin die venues gesoek word, en die klere word uitgesorteer, gewoonlik die vrou en nie die man nie, die man is net daar, en hy het net die das aan, want hy moet net by die troue wees. Maar hoe dit nou ook al sê, dis tyd van opgewondenheid, is dit nie? Dis 'n tyd van vreugde, dis 'n tyd van blydskap, en enige huwelik is dit so, dis 'n wonderlike tyd. Want alles draai om daai oomblik, wat jy voor in die kerk sal staan, of in die onthaal sal staan, en trou beloof tot in ewigheid voor God en voor sy gemeente. En dis presies dieselfde wat hier gebeur het. Hierdie jong man beloof trou aan hierdie jong meisie, en hierdie jong meisie wil, en onthou, die Bybel praat van jong meisies, dis maagde gewees. Ongetroude mensies, wat nog nooit saam met 'n man was nie, 10 jong meisies, maagde, hulle was rein, hulle was reg gewees, en hulle het gewag vir die bruidegom. Hulle het gewag, sy het gewag. En terwyl sy wag, het sy gereed gemaak. Sekerlik nou maar ou kleertjies reg gekry, haar lewe uitgesorteer, haar huisie uitgesorteer. Nou dit wys ook maar net, jy weet, so tong in die kies. Sy het nou nie vir die toekomstige bruidegom gesê, wat is die kleur van die wasmasjien, en wat se breekware daar moes wees. Ek dink hulle het dit na die tyd uitgesorteer. Maar hoe dit ook al, 'n tyd van opgewondenheid, 'n tyd van vreugde. En jy weet, kind van die Here, daai oomblik wat jy tot bekering kom, dan beloof Christus Jesus, ons hemelse bruidegom, ons trou. Hy gee vir ons die Heilige Gees, sê Paulus vir Timoteus, as onderpand.
Die Heilige Gees is ons verlovingsring. Ek behoort aan Jesus. En as jy vanoggend hier sit en jy is weergebore en jy het die getuienis van die Heilige Gees in jou hart, jy is kind van God, dan wag jy vir die oomblik wat daai roep sal kom om te sê, hier kom jou bruidegom. Jy wag. En ons raak nie ongeduldig nie, ons wag en ons waak en ons werk en ons moet 'n balans kry tussen wat waak en wat werk beteken, want Jakobus sê die geloof sonder die werke is dood. En die Bybel sê waak en bid. So ons kan nie nou net op die kerktoring gaan sit en wag en bid nie en wag dat die wegraping moet plaasvind nie. Ons moet nog steeds werk en besig bly in die geloof. Maar ons wag vir die bruidegom, want hierdie meisie het ook nie net in haar huis gebly nie, want die verlovingstyd kan maande vat. Dit kan maande vat. Voordat die roep kom, hier kom die bruidegom, dit kan maande vat. Maar uit hierdie gedeelte sien ons die ou lampie is aan die brand. Sy is gereed. En gewoonlik het hulle die ou lampie in die vensterbank gesit, sodat almal kan weet, sy is gereed. Sy wag. Sy wag. Maar sy lewe nog steeds, maar sy wag. Sy's gereed. Sy's gereed as die roep kom om te kan gaan. Saam met haar diensmeisies uit die aard van die saak, want dis hoekom die Bybel hier praat van 10. Daar was diensmeisies, daar was, wat noem ons hulle hier? Strooimeisies, né? As jy nou genoeg geld het, dan staan hulle mos altyd so wyd hier om die kansel, want hulle almal moet 'n rok hê en hulle almal moet 'n ding hê, né? Maar dis die diensmeisies. Dit was die strooimeisies. Daar om die bruidjie te help om gereed te maak. Wonderlike beelde wat ons kry. En is hierdie beeld van die bruilof wat die Here Jesus aan hierdie volk oordra. Ek gaan na my Vader toe. Ek gaan vir julle plek gereed maak. As my Vader sê dis nou tyd, dan gaan ek julle kom haal. Maar tot dan, waak, want julle weet nie wanneer daai dag en daai uur is nie. Hou aan waak, hou aan werk, moenie ophou nie, hou aan, druk deur, gaan voort, stryd die goeie stryd, hê die geestelike oorlog, hou aan, moenie ophou nie. Waak, hou aan. En geliefdes, soos wat ons hier gelees het, 10 maagde, 10 meisies, 5 was verstandig, 5 was onverstandig. Die 5 verstandiges was hulle wat gereed was. Ons lees daar, hulle het ook vaak geword. Hulle het ook aan die slaap geraak, dis net bloot menslik. Jy gaan nie 24 uur aan die wakker bly nie. As jy manier nie. Ons het dit al probeer as jy ons nou gaan hengel, jy weet, om te deurnag, toe ons nou tieners was, het ons dit probeer regkry. En as jy nou ouer word, dan besef jy stel 'n alarm, dis oukei. Hy kan maar skree. Maar jy gaan nie wakker bly nie. Dis onmoontlik. Jy gaan dit dalk die eerste aand regkry, maar daai tweede dag, jy's gone. Jy weet niks. Jy kan maar gaan slaap. So dit doodmenslik. Hulle het vaak geword en aan die slaap geraak. Maar ons kan dit ook kyk in 'n geestelike perspektief. Want dis waaroor dit gaan. Hierdie diensmeisies 5 het vaak geword. Eintlik almal het vaak geword. Het jy dit gesien? Het jy dit opgetel? Het jy dit gelees? Almal het vaak geword en geslaap. Hulle het aan die slaap geraak. Maar die onderskeid het gekom toe die geroep kom. Dus daar 5 meisies wie ekstra olie gebring het. Hulle was gereed, want hulle het verwag dat dit mag dalk 'n bietjie langer vat as wat ons gedink het. En geliefdes, kan ek vir u dit sê, ons sit nou al vir meer as 2000 jaar na wat die Bybel sê is die eindtyd en die laaste dae. Ons sit al verder as 2000 jaar. Ons moet geduldig wees. Is jou oliekannetjie vol? Is hy vol? Is jy gereed? Hierdie 5 onverstandiges, hulle het nie ekstra olie gehad nie. En hulle lampies het uitgebrand. Toe wou hulle leen, gee my 'n bietjie van jou olie. Nee, ons kan nie. Ek het dit nodig. Ek kan nie by iemand anders te gaan leen nie. As jy die geroep hoor, kan ek nie vir iemand anders vra, gee my 'n bietjie van jou heiligheid toe.
Gee my 'n bietjie van jou vrug van die Heilige Gees? Nee, werk nie so nie. Jy moet gereed wees, jy moet reg wees. Elke oomblik, elke dag, elke minuut, elke uur moet jy gereed wees. Sê dit volmaak? Nee, sê wat dit sê nie. Hy sê wees gereed. Weet dat jou verhouding met God is reg. Dat jy die stem van die Heilige Gees hoor. Dis wat dit sê. Wees gereed. The shocking element of the story is not that the bridegroom was delayed, but that some were so foolish as to think they could prepare later. Dis wat John MacArthur gesê het oor hierdie saak. Dit gaan nie oor die wag nie, dit gaan oor mense het gedink, ag is okay, ons kan later regmaak. Skep ons die later regmaak. Van uitstel kom, afstel. Dis hoe mense deur hierdie lewe gaan. Ek sal later my lewe met die Here regmaak. Ek sal later met hierdie sonde deel. Ek sal later en ek sal later en ek sal later. En dan kom dit en ons kom nooit daarby uit nie. Stel dit af. Dis nie meer vir ons belangrik nie. En dan kom die geroep van die bruidegom is hier. Dan sit ons by die winkel want ons kort net nog 'n bietjie olie vir ons lampe. En ons lampies is nie aan die brand nie. Miskien is die bruidegom se tweede koms, sy wederkoms is dalk delayed. Is dalk uitgestel. For the lack of better words. Dalk uitgestel. Maar ek en jy kan nie bekostig om uit te stel nie. Ons kan nie. Ons moet elke oomblik van elke dag bewus wees van die teenwoordigheid van God deur sy Heilige Gees, 'n lewende, liefdevolle verhouding met hom. Jy moet dit weet. Gereed. Lampie aan die brand. Jy weet daar in die tempel, in die tabernakel waar dit begin het hulle lampe gehad. 'n Pragtige lamp. En binne in daai lamp was daar olie. En daar was lampputte gewees. In die menorah. Gaan lees bietjie die Ou Testament met hierdie pragtige lamp. En as die olietjies klaar geword het die lampputte dof geword. En dan het dit nodig gehad om weer olie te kry. En dan moet hy weer aan die brand gesteek word. En baie van ons se geestelike lewe is juis net so dowwe lampputte. Hy kort bietjie nuwe olie en hy kort weer 'n bietjie vlam om weer helder te kan brand. En kind van die Here, miskien was al hierdie gebeurtenisse net 'n wekroep gewees om te kan sê wees gereed. En jy het besef, jong, as dit so is my geestelike lewe is 'n bietjie vaal, jong. My lampet is bietjie dof, kort nuwe olie, kort 'n vlam. Nou, wat het jy gedoen? Dierbare Heilige Gees, vul my weer. Vergewe my ongeregtigheid. Ek besef ek het afgedwaal. Vul my met die Gees, vul my met die olie. Laat my lamp brandend wees, Here. Jong, as jy hierdie verhaal lees, dan sien jy as jy die bruidegom mis jy alles. Mis jy alles. Wees gereed. Hier's 'n boodskap van waaksaamheid. Hierdie 10 maagde, 5 verstandig, 5 dwaas. Die een groep het die ekstra olie saamgevat. Hulle het geweet die wag kan 'n bietjie lank wees. Hulle het vooruitgedink, hulle was voorbereid gewees. Hulle het hulle self geleer. Maar hulle almal was daar. Maar net 5 was gereed. En dan sien jy die verskriklike. Die groep het gekom, die bruidegom het gekom, hulle is in die bruilofsaal en die deure het toegemaak. En hierdie 5 onverstandige maagde het met hulle brandende lampies gekom en kom klop aan die deur. Hulle het kom klop aan die deur en die bruidegom het vir hulle gesê, gaan weg. Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Hulle wie in hierdie bruilofsaal is, dis hulle wie gereed was toe die geroep gekom het. As jy buitekant is, die deure kan nie oopgemaak word nie.
Miskien is dit iets wat reg is wat gesê is. Ons kry so 'n beeld in die Ou Testament, is dit nie? Noag en sy ark. Vir hoeveel jare het Noag gepreek en gesê, maak reg, daar kom 'n vloed. En almal het hom uitgelag en uitgejou. Gelukkig het hy gesê, want die Here het vir hom gesê om te sê, en dit was 'n ware woord. En mense wou nie luister nie. Maar op 'n dag het God daai deur toegemaak. En daai deur was toe. Dis die realiteit, geliefdes. As daai deur toemaak, is genade tyd verby op aarde. Is verby. Terwyl ek en jy suurstof het in ons longe en ons kan besluite maak, moet ons besef en besluit, ek moet my lewe met God regmaak terwyl ek die tyd het om dit te doen. Want terwyl baie ander nog besig is om te worry oor tyd en datums, is daar mense wie se lewensdraad geknip was. En hulle is die ewigheid in deur die dood. Dit het toe vinniger gekom as die wegraap. Dis die ander realiteit. Die ewigheid kan vinniger kom vir ons. Om gereed te wees. Om waaksaam te wees. Hierdie innerlike werklikheid van ware geloof. Die Heilige Gees praat met my. Ek is bewus van sy stem, ek is bewus van sy teenwoordigheid. Hy praat met my, hy stap met my hierdie pad. En hierdie geloof, dis persoonlik. Kan nie staat maak op iemand anders nie. Kan nie staat maak op my ouers. Ek het in 'n goeie Christelike huis groot geword, daarom gaan ek hemel toe. Jy gaan die hemel mis, as dit jou oortuiging is. Jy gaan hom mis. Jy kan in 'n watse huis groot word, soveel as wat jy wil, as daar nie 'n oomblik was waar jy besef het jy's verlore, jy's op pad hel toe nie, en jy draai jou lewe om en jy volg Christus nie, gaan jy nie die hemel sien nie. Dis 'n belofte. As iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Maak nie saak in watse huis jy groot geword het nie. Ons moet seker wees, want ons weet nie die dag en die uur nie. Hierdie waaksaamheid beteken 'n lewenshouding van volhardende geloof. Volhardende geloof, nie passiewe wag nie. Ons gaan nie net agteroor sit en niks doen nie, maar aktiewe voorbereiding deur gebed, deur Bybelstudie, deur 'n lewe te leef van gehoorsaamheid en heiligmaking. Daai balans, onthou jy? Maar daar's nog 'n sekerheid wat hier uitkom. En dis die sekerheid dat die bruidegom gaan kom. Hy gaan kom. Dis 'n belofte. Ons weet, met die dag van die hemelvaart het die engele daar gestaan en gesê, Galileese manne, waarom staan julle so en kyk na die hemele? Hierdie Jesus wat van julle af weggeneem word, sal weer net so kom, soos julle hom sien wegvaar het. Dis 'n belofte, hy gaan weer kom. Jesus sê vir hierdie skare Jode, hy sê vir hierdie mense, ek gaan weer kom. Die geroep sal daar wees. Dit gaan daar wees. Julle weet net nie wanneer nie. Nou ek weet, om dit vir 'n kind byvoorbeeld te sê, kan ons see toe gaan? Nee, ons sal vandag strand toe gaan. Ons sal strand toe gaan. Wanneer gaan ons gaan? Nee, ek weet nie, maar ons gaan. Hy gaan jou elke 10 minute vra. Is dit nie? Kan ons strand toe gaan? Kan ons strand toe gaan? Kan ons strand toe gaan? Of as jy op die lang pad is ons al daar? Is ons al daar? Hoe ver is ons nog? Kan ek vir iets sê? Kinderlike geloof. Here, hoe ver is dit nog? Hoe ver is dit nog? Ons sien die goddeloosheid en ons sien die wêreld verbreek en ons sien die opstande, ons sien die oorloë, ons sien Gaza, ons sien hoe mense in opstand kom in Israel en ons sien al hierdie goed, Here, hoe lank nog 'n Oekraïne, Here, hoe lank nog 'n Rusland, Here, hoe lank nog dit in Suid-Afrika, Here, hoe lank nog, Here? Wanneer kom U, Here? 'n uitroep uit jou hart, Here, kom, Here. Kom. Ons wag, Here. En terwyl ek wag, terwyl ek pleit, sorg ek dat ek my lewe reg het. My kinders, my kleinkinders. Al is die gesprek 'n bietjie awkward, dit is okay. Maar gesprekke moet ons hê. Here, kom.
Kom gou, Here. Kom gou. Die bruidegom kom weer. Die sekerheid van die bruidegom se tweede koms is ons hoop. Dis ons hoop. Dis wat die Bybel van praat, ons blye hoop wat ons het. Hy kom weer. Maar die onsekerheid van die timing, dit is die ongelowige se lokval, se trap. Geliefdes, my hart skreeu, maak gereed, maak reg. Nie omdat mense 'n dag en 'n datum nie, maar elke dag, wees reg, maak reg. Sorg dat jou lewe reg is met God. Doen alles in jou vermoë om met jou kinders te praat, met jou kleinkinders te praat. Doen alles in jou vermoë om met jou ouers te praat. Alles in jou vermoë. Hoekom? Want so lief het God die wêreld gehad, dat almal wat in Christus Jesus, sy seun, wie vir ons kom sterf het, glo, sal die ewige lewe hê. As jy nie die ewige lewe het nie, is dit die ewige verderf. Maar God het alle mense lief. En Christus Jesus het vir elke mens gesterf. Dis waar ons hart moet wees. Ons luister nie na al hierdie dinge wat nou gebeur nie. Ons kyk na die hemele en ons wag en ons werk en ons hou aan. En die oomblik wat daai bruilofsfees plaasvind, nou ja, in die bruilofstradisies van die Jode is dit hoe lank? 7 dae. Interessant, 7 dae. Ek gaan nie nou die eskatologie probeer uitlê nie, maar wat 'n wonderlike tyd in die hemele, saam met God, saam met Christus Jesus, in sy teenwoordigheid, om 'n bruilofsfees maaltyd. Terwyl ons in God se teenwoordigheid is, en wat gebeur dan vir 7 jaar op aarde? As jy dalk die eskatologie so 'n bietjie ken. Die tyd van groot verdrukking. Gaan lees dit in Openbare, die skale, die oordeel van God wat uitgegiet word oor hierdie wêreld. En dan moet dit nou nie 'n situasie wees van, ag, dankie tog, ek is in die hemel. Nee, jou hart moet bloei. Want weet jy wat? Daai persoon vir wie jy dalk die liefste was, sy lewe was nie reg nie. Dis die hartverskeurendste van alles. Geliefdes, ja, hierdie wêreld sug, sê die Bybel. Hy sug vir die openbaarmaking van die kinders van God. Ons sien die natuurrampe, ons sien die oorloë, ons sien die aardbewings en dit word al hoe meer en dit word al hoe groter. Ons sien dit, ons beleef dit. Ja, hierdie wêreld sug. Hy wag vir die openbaarmaking van die kinders van God. Hy wag. Alles is gereed. Alles is gereed. Hou aan waak. Ek gaan afsluit, geliefdes. Die gelykenis, hierdie verhaal wat Jesus vertel van die 10 maagde, die 10 meisies, is nie 'n spekulasie oor datums en tye nie. Dis 'n hartroerende oproep van Christus. Maak gereed, wees voorbereid. Het jy olie in jou lampie? Is daar so 'n kinderlied gewees daaroor, né? Ja, maak jou lampie vol. En laat jou liggie skyn. Ja. Is die Heilige Gees in jou lewe? Is jy bewus van hom? Is jy bewus van God se werking in jou lewe? Is die woord van God vir jou werklikheid? 'n lewende werklikheid? Die hartseer is ja, daar gaan 'n dag wees wat daai deur finaal toegemaak word. Maar wees gereed vir daai dag. En bid vir hulle wat God nog nie ken nie. Maar moet asseblief ook nie net bid nie, praat met hulle. Deel die evangelie. In liefde, in lankmoedigheid. Moenie ophou nie. Verkondig die evangelie tydig en ontydig. Elke dag, elke uur, elke minuut. God se behoefte en God se begeerte vir sy kerk is dat ons soos die 5 verstandige maagde sal wees. Gereed as die geroep van die bruidegom sal kom. Wees gereed. Kom ons bid saam. Onse Vader, ons wil U dankie sê vir U genade.
en u lankmoedigheid en u verdraagsaamheid met die mens. Here, ek kan nie om verskoning vra vir iemand anders se dade nie, maar tog wil ek sê, Here, vergewe ons. Vergewe ons waar ons dikwels nie optree as ambassadeurs, as gesande van die koninkryk van God nie. Waar mense uit hulle eie gedagtes u woord verdraai en dinge sê wat u nie gesê het nie. Ons weet, dit doen die kerk soveel skade, dit doen u naam soveel skade. En terwyl dit in ons mag is, gee vir ons die vermoë om te help om die skade wat daar is reg te stel. Om die werklikheid, die waarheid op die tafel neer te lê. Ons bid vir hulle, Vader, reg oor die wêreld wat gekom het met al hierdie sogenaamde openbarings en dinge wat hulle gehad het en gesê het dat die eindtyd is hier. Here, ons bid vir vergifnis. Ons bid vir herstel. Ons bid ook, Here, dat hulle alles in hulle vermoë sal doen om die skade wat berokken is reg te stel. Maar Vader, ons weet dat dit is ook maar 'n oorlog in die geesteswêreld. Help ons om meer met onderskeidingsvermoë op te tree en die woord te ken. En dan, Vader, bid ek dat elkeen van ons hier vanoggend die oproep van u woord sal aanvaar om gereed te wees. Help ons, Vader, as daar iets in ons lewe is wat u weet, en ek weet, en ons weet wat u nie behaag nie, dat ons dit uit die weg uit sal ruim. Sodat ons as reine maagde, 5 verstandige meisies, 'n bruid wat gereed is in rein klere voor u kan verskyn. Geef vir ons die vermoë om te waak en te werk en te wandel tot eer van u naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n slotlied tot eer van die Here saam. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen drywe aan die wingerde wees, al sal die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewe nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees, en die beeskale sonder beesgewig, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderboom, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderboom, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen drywe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewe nie, al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God, gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderboom, op hoë plekke laat hy my veilig loop.
plaas daar net so en ontvang die seën van die Here. En mag nou die genade van God ons Vader, die liefde van die Here Jesus Christus ons Here en die werking van die Heilige Gees in ons wees en bly. Amen. Daar is 'n heerlike koppie koffie en koekies wat vir u wag.